Goeiedag. Welkom hier by ons uitsendateljee, Mosaïek, in jou huis, voor jou televisie of jou rekenaar. Mag jy die Here se teenwoordigheid daar baie treffend beleef. Hierdie sessie van vandag gaan oor die finale uitspraak is steeds ons Vader se eiendom. Die teks wat daarmee saamgaan is weer 'n langerige teks. Ja, so sê die Here wat die hemel geskep het. Hy is God, wat die aarde gevorm en dit gemaak het. Hy het dit gevestig. Nie as 'n onherbergsame plek het hy dit geskep nie, maar om bewoon te word. Hy het dit gevorm. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Ek het gepraat, nie in die geheim nie, maar iewers in 'n donker land nie. Ek het nie vir die nageslag van Jakob gesê, soek my in 'n onherbergsame plek nie. Ek die Here verkondig geregtigheid. Ek kondig aan almal wat reg is, kom byeen. Ja, kom almal nader, julle van die nasies wat ontvlug het. Hulle weet niks nie. Hulle weet van hulle afgodsbeelde wat hou dra, wat bid tot 'n God wat nie verlos nie. Jesaja 45 in die 2020 vertaling. Die agtergrond wat hierdie skrifgedeelte beskryf, is steeds die lewe van God se volk in ballingskap, ver weg van hulle land af in Babylon. Hulle leef onder die swaard van 'n vreemde mag. Maar vir hulle kom die boodskap van die Here se boodskapper dat hy steeds in beheer is en dat hy vir sy volk 'n wonderlike verlossing berei. So alles wat hulle in ballingskap gevoel en beleef het, moord, verdrukking, ontworteling en vra oor hom en sy toekoms vir hulle word verrassend beantwoord. Die profeet gee vir hulle die versekering dat geloof in die God van Israel nie 'n vals gevoel, nie 'n mite is nie. Hulle word genooi om opnuut tuis te kom by hom. In 2004, sommer nou dag, verskyn 'n boek in Engeland op die rak, The End of Faith, skrywer Sam Harris. Hy skaar hom by 3 ander akademici en hulle verkneukel hulle in die feit dat hulle enige vorm van geloof in skaakmat sit met hulle intellektuele redenasies. Die skeping dus van 'n nuwe mite dat daar geen God is nie. Dit word heel gou bekend as die sogenaamde New Atheism. Die een wat die meeste daaroor geskryf het en gedebatteer het, heet Richard Dawkins. Sy boek The God Delusion het astronomies goed verkoop en het baie gelowiges raad opgelos. Hulle het in hulle binneste met die groot vraag geworstel, is die Christelike geloof dan net 'n mite? Gaan dit ook net oor aangename gevoelens? Nou die kat in die duiwelhok was 'n wekroep vir Christene om hulle geloof onder die vergrootglas te bekyk en akademiese swaargewigte saam met gewone geloofsoldate, dis nou ons, span briljante denke en gebed in en heel wat openbare debat volg. Tussen hierdie swaargewigte van die geloof en die voorstanders van ateïsme. As die tyd ons sou toelaat, sou ek graag meer met jou daaroor wil deel, want dis 'n opwindende geskiedenis, maar dis onmoontlik. Want hierdie baie warm gesprekke verloor hulle momentum. Hou hier van dit. In 'n onlangse openbare sensus, nou in 2025 gedoen, onder 10.000 Britte deur 'n skrywer Christopher Glasson, The Belief in Britain Report, kom tot die gevolgtrekking dat veral die jong geslag, dis nou Gen Z, soos hulle bekend staan, glad nie oortuig is van die ateïstiese standpunt nie. Hulle is onseker oor die kerk, maar hulle voel hulle nog tuis in die konteks van geloof in God. Geloof net 'n warboel gevoelens, maar steeds 'n mite? Nee. Loop verder saam. Dit was nou vir jou olie op die vuur. Heel wat denkende gelowiges sluit hulle by hierdie redenasies aan en professor Alistair McGrath, 'n man met verskeie doktorsgrade, publiseer 'n hele boek oor mense wat aanvanklik deur die nuwe ateïsme geraak was, maar deur die denke van einste Richard Dawkins hulle pad teruggevind het na geloof toe. Die opsomming van die boek kom neer op die feit dat etlike wetenskaplikes Dawkins se stelling ondersoek het, maar by die teenoorgestelde gevolgtrekking gekom het. Verrassende leesstof. Hulle ontdek met hart en verstand dat die God van die Bybel 'n werklikheid is. Dat Jesus sy seun vir ons sondes kom sterf het, histories, dat hy opgestaan het en in 'n lewende verhouding met elkeen wat hom aanbid wil leef. Geen mite nie. Een van die getuienisse wat gelewer is, verklaar dat Dawkins die openbare belangstelling in Jesus
baie meer aangewakker het as wat enige prediker kon doen. Dit was duidelik dat ateïsme 'n nuwe mite formuleer het. Daar kan geen God wees nie. En hierdie mite word hulle geloof. 'n Geloof gebou op afbrekende kommentaar, snedige verwysings na naïwiteit van mense wat in die illusie van 'n grys baard in die hemel glo. Nou, teenoor hierdie snerpende ontleding, of liewer ontkenning van geloof, ontdek mense, diepdenkers, gelowiges, gewone mense dat geloof gaan oor 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, wat homself gee aan almal wat soek na hom. Gewone gelowiges wat nie regtig belangstel in 'n intellektuele worsteling nie, maar bloot in Jesus glo, kry soms hierdie dimensie van geloof dalk makliker. 'n Dimensie veel groter as bloot die verstandelike aanvaarding van feite. Dit gaan oor die ontginning van die diep misterie van menswees as geskape na die beeld van God. Saam met hierdie ontginning gaan 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis mos geskryf in Filippense 4 vers 7. Die 2020 vertaling gebruik die woorde: bo alle begrip. As gelowige weier ek om intellektuele selfmoord te pleeg. Maar dis vir my 'n diepe vreugde as my denke en emosies saamwerk om in daardie vrede tot rus te kom. Maar kom ons kyk vinnig na 'n ware mite. Na baie koppe stamp oor sy ateïsme verklaar Richard Dawkins onlangs dat hy 'n kulturele Christen is. 'n Kulturele Christen. Ek dink hy het baie meer reaksie ontvang as waarvoor hy gereed was. Hy wou so 'n bietjie vrede maak. Tog as hy vinnig aan by te voeg dat hy steeds geen gelowige is nie, maar hy geniet die kulturele gestaltes van geloof. Hy hou van kathedrale, argitektuur en kerkmusiek, die melodieë van kerkmusiek en die geskiedenis van groot kunstenaars wat die kerke opgetree het. Nou praat hulle van 'n mite. 'n Beter voorbeeld sal jy net nêrens kan vind nie. Bring ons maar net terug weer by die teksvers. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Ek het gepraat. Kom ons sê vir die Vader dat ons gehoor het en dat ons graag gehoorsaam en ons weet dat hy die Here, die Almagtige is wat leef. Dankie Vader dat ons hieraan kan vashou. Dat dit vir ons 'n groot vertroosting bied dat slim mense hard gedink het en maar net weer teruggekom met by die waarheid van U as die Skepper, U as die onderhouer, U as die Verlosser in Christus Jesus ons Here. In die naam van Jesus dank ons U. Amen.